dan Sabbatdag, 1 November 2025. En ons is nou by lesing 3 van die geskiedenis van die dogter van Sion. En die opskrif is die dogter van Sion, restaureerders van die skrifte. Ons het nou opgehou met die boek van herinnering wat ons 'n bietjie beskryf het oor hoe ons na Bloedrivier gegaan het, en nou die opskrif boek van herinnering is gekoppel aan die Bloedrivier gelofte. Daar was geen twyfel by ons dat die twee saam gegaan het nie. Van dag 1 af, wat ons begin het met die woord en die werk, was ons geweet, dit is deel van die gelofte opdrag. Want jy kan nie 'n geestelike huis bou met 'n vals Bybel nie, of met enige vals woorde nie. Jy gaan altyd op die sand land, en ons moes op die rots bou, Yeshua. En ons het nou in die vorige lesing gesien, dat daar 'n wonderbaarlike wiskundige watermerk teenwoordig is in die boek van herinnering, wat geen mens kon gedoen het nie. Geen mens kon daai ding gekonkel het en bewerk het nie. Maar hy kon ons lei deur sy gees om dit dan te sien. En dit is toe ons vir die eerste keer na daardie 3 of 4 numeriese wonderwerke, nou kon ons vir die eerste keer sê, die boek van herinnering, en nie meer net 'n boek van herinnering nie. Nou weet ons, dit is die boek wat in Maleagi 3 vers 16 van gepraat word. En daar was wonderbaarlike, ek kan lesings gee oor die numerologie in daardie skrif. Maar dit is nie van belang vir ons redding nie. Daar was 'n man, hy's nou oorlede, Dawie, wat was sy van? Olivier. Dawie Olivier het dit sy lewenstaak gemaak om alles wat in die boek van herinnering is, oor te vat na numeriese waardes toe. En hy het my al vir ure, het ek na hom geluister met verstommende getuienis. Maar weer eens, dit bevestig maar net dat wat ons sê is reg. Goed, wonderwerke, ons lees maar my woorde hier, was volop gedurende hierdie tyd op Bloedrivier. En ons het gedurig die nabyheid van ons hemelse Vader aangevoel. Die eerste keer toe ons die terrein betree in 1998, was 'n kontrakteur reeds besig om die Voorvader Gees monument aan Zulukamp te bou. Alreeds was daar brugvoetstukke in die Nkomo rivier gegiet, sodat die twee terreine verbind kon word. Dit was nou samewerking tussen die Zulus en die kerke, of veral die NG Kerk. Spontaan het ons groep by die Nkomo rivier gaan kniel, en die Vader vanuit ons harte gesmeek, dat hierdie verbinding nie moes plaasvind nie, want dit sou die apartgesteldheid of heiligheid van sy terrein skend. Groot was ons vreugde, toe ons die volgende jaar die terrein betree, merk dat die kontrakteur reeds van terrein af was, en die brugpilare net so, sonder brugdek, in die rivier gestaan het. Ons gebede was verhoor. Ons kan nog getuig van honderde kiewiete, wat kwetterend bokant ons koppe in die laar 'n bedankingslied gesing het. Dit terwyl brullende en draaiende helikopters oor die trein gemaal het. Ek dink ons is vanmôre net 4 mense wat daai tyd daar was. Kan julle dit nog onthou? Mens kry nie sommer kiewiete wat in swerms vir jou kwetter en al om ons koppe gedraai het, terwyl helikopters net 'n bietjie bokant hulle was en geweldige lawaai afgeskop het. En ons het dit net as Vader se bedanking vir ons, vir die klein aanbiedingkie wat ons gebring het. Ons het dit so gesien. Almal se harte het daai op, was eensparig, het ons geweet is hy wat teenwoordig is. Mens moet maar in die natuur kyk vir tekens, en dan kry jy dit. Ons kan getuig van die mis wat opgekom het tydens oggenddienste,
waar ons die intense nabyheid van ons Vader aangevoel het, ook van 'n helder lig wat oor ons geskyn het, tydens 1 jaar se aanbieding. Sien foto's. Nou, in ons, kan jy hierdie ding net vir ons hier voorsit, in ons lesing vanmôre is dit nou ongelukkig wit en swart, maar dit is die volgende bladsy regsbo. Met die wit en swart kom die lig natuurlik net baie sterker uit, maar ek sal die kleurfoto's vir ons op die groepe sit. En hier is dit in kleur vir julle wat hier sit, kan dit sien, en dit is duidelik iets besonders. Dit is nie 'n kamera defleksie of 'n kamera foefie nie. Dit het regtig so gebeur, want al 4 daai foto's is uit verskillende rigtings geneem. Dit dien net hier genoem te word, dat ons saam met die eerste aanbieding van die boek van herinnering te Bloedrivier ook 'n gelofte opgestel het, waarin ons die inhoud van die oorspronklike gelofte te 1838 meer duidelik omskryf het, en waar ons as dogter van Sion gemeente sekere stellings, belydenisse en ondernemings gemaak het. Die volledige gelofte van die dogter van Sion word gegee, veral die gedeelte dat ons die boerevolk van 'n skrifwoord sou voorsien, vry van die suurdeeg van Satan. Dit wel nie 'n Bybel nie. Bybels beteken in Grieks versameling boeke. Hierdie was 'n skrifwoord van oorsprong af opgestel, soos die Engels sê, van scratch af. Die opdrag was van Adam tot by die 12 apostels. Dit was die opdrag. Alle geskrifte wat hy ons deur die Gees lei om in te sit, sit ons in, en alle ander haal ons uit. Ons sou nog verder, het sou nog verder in vervulling gaan, want die woord van ons verlosser is nimmer eindigend. Nou verwys ek na die nuwe openbaring wat daarna gekom het. In 2001 is 'n silwerboek gesalf op die altaarklippe van die laar, en daarmee was ons taak met betrekking tot die boek van herinnering voltooi. Sien foto, dis nou ook op bladsy 2, onder die foto van die lig, is daar 'n foto van die manne se hande. Ek was nie betrokke nie, dit was na ons die gelofte afgelê het. Ek was geestelik sat, geestelik moeg. Ek kon nie iets doen nie, ek het net gaan lê. En my broers en susters het afgegaan en die salwing gedoen, en hulle het ook wonderlike ervarings daar ervaar. Nou, die silwerboek, hoekom nou in silwer? Wat het ons nou met edelmetale te doen? Erna het 'n duidelike droom gekry, dis eintlik 'n visioen, dat ons sit in 'n boot, en nou moet jy moet my help as ek daar kom 'n weerligstraal. Ja, ek het nou die weerligafleier gesien in die bed. Ja. Ek kon hom nie kry nie. Okay. Daar was ernstige weerlig, en Erna soek 'n weerligafleier. En ek kry die vers in Psalm 12, dink ek. Die woord van Jahwe is so silwer gereinig 7 maal. En toe weet ek, ons moet een van die boeke, die eerste ene, moet ons in silwer sit. Dit het maar net na my toe gekom. En 'n ander oom, hy is ook nou oorlede, oom Doek, het een oggend 4 uur in sy kombuis gesit. Hy het altyd daai tyd met Vader gepraat, gekommunikeer, en duidelik begin die Gees met hom praat, en hy ervaar 'n vrou by hom. Het ons nog nie veel van hierdie dinge geweet nie, nee, ons het dit vermoed. En die vrou sê vir hom, julle moet 7 maal om hierdie plaas loop, soos in Joshua 4, 5 en 6, en dan moet julle 'n silwer boek, julle moet 'n silwer oortreksel vir die eerste boek van herinnering maak, en dit altyd saam met julle dra op belangrike byeenkomste. Dis dit. Daar was niks verder nie, die boek moes nie aanbid word nie, dit was net 'n teken van die waardevolheid van daai woord. En ek het ver gegaan
om 24 karaat silwer te kon kry. Ons het dit uiteindelik gekry en die buiteblad is gemaak deur iemand in die gemeente. En die boek was altyd nog in die kluis. Wanneer ons feeste hou, dan word hy uitgehaal. Net as 'n simbool van dankie Yeshua vir u silwer woorde gereinig 7 maal. En dit is nou dinge wat gebeur het, wat as ons nou terug reflekteer, dan kan ons sien hoe wonderlik dit is, hoe hy ons op die pad gesit het. Ek gaan nou na die gelofte toe, dis die losblaadjie wat jy gekry het. Ek gaan nie alles lees nie, ek wil graag hê dat julle dit self vanmiddag of vanaand lees. Is 'n erkenning wie ons is en 'n belydenis dat wat ons als verkeerd gedoen het as volk. En dan 'n onderneming. En hierdie gelofte was die 50ste keer afgelê op die 16de van die 12de 2005. En dit was ook deur Vader in ons harte geplaas as die laaste keer wat julle hierdie gelofte hoef af te lê. Dit is afgehandel, dis gedoen. Die skrifwoord is daar en ons sal dan verder deur hom gelei word. Ons onderneem dat ons en ons nageslag van nou af die gelofte van 16 Desember 1838 jaarliks getrou sal aflê en gehoorsaam. Ons doen dit nog. Ons van nou af ons seuns en die geslagte na hulle getrou in u ewige verbond sal insny. Nou op daai stadium was ons nog in die wet en het ons na die vleeslike besnydenis gekyk, maar die bewoording is so opgestel dat dit nog steeds van toepassing is oor die geestelike besnydenis van die hart. Want dis alwaarin Yeshua belangstel, dat jy jou hart sal besny. En daarom doen ons as dogter van Sion nie meer formeel besnydenisse nie. Maar ons het nie 'n probleem as jy dit doen nie. As jou hart besny is, beteken jy het al jy gemors afgesny, dan is dit goed genoeg vir Yeshua om jou in te bring in sy ewige liefdeshuis. Ons van nou af u naam Jahwe vir ewig sal vereer. En ons is nog steeds daar, ten spyte van al die verdraaiings wat jy nou hoor van Yahuwah en Yahweh en allerhande ander goed, wat mense nou mee na vore kom. Ons het hierdie naam gekry, onthou die vorige lesing, waar hy opgetel het na 55, die syfer van die boek van herinnering. Ons vanaf ons harte sal besny en u sabbate, feeste, wette, insettinge en verordeninge getrou sal onderhou. Op daardie stadium het ons dit nog nie die insig gehad dat al die feeste en selfs die sabbat in die liefdes leer en voorbeeld wat Yeshua vir ons kom gee het en nog gaan gee aan die eindtyd. Dit is daarin opgeneem. So feesdae soos die Pascha is Yeshua wat jy in jou hart moet kry. As Yeshua se bloed aan jou hartspoorte is, dan sal die verderwer verbygaan, soos in die tyd in Egipte, en jy sal nie vrees vir dood nie. So is die fees van die ongesuurde brode, presies dit wat ons gedoen het. Ons het ongesuurde brood vir die volk gebring, toe hierdie boek in 2001 uitgegaan het. So, dit is deel van die vervulling van daai fees. En so al die ander feeste, my opinie is dat die 3 laaste feeste, die trompettefees, die dag van verootmoediging en die hittefees nog in vervulling moet gaan in die toekoms, in die gees. En dit is wat ons dan hou, ons werk streng op Yeshua se leer. Ons van nou af, u bevel om apart te lewe, streng en doelgerig op ons grond sal toepas. En enige een wat al hier was, op hierdie grond weet dat ons dit streng toepas. Ons van nou af geen vreemde heersers en gesnede afbeeldings op ons grond sal toelaat nie, maar ons vertroue sal stel in u, o Jahwe,
Yahweh, die Elohei van Israel, wie nou in Yeshua mens geword het vir ons. Hierdie heersers is die politieke en kerklike leiers wat die volk op daai stadium, toe ons met hierdie goed tevoorskyn gekom het, in 1998, verskriklik deur die volk vereer was. En die volk het agter mense aangehardloop, ek gaan nie name noem nie, maar dit was ons groot afvalligheid, of in Engels downfall, is dat ons aan mense vasgehou het. Ek sal een noem, want ek was self betrokke in 94, of net voor 94. Ek het in Zanin gewoon, en ons het met gewere, met ons R1's, wat ons allemaal gehad het, ons het in die nag in die bosse rondgekruip, saam met meneer Constant Viljoen, of generaal Constant Viljoen, wat allemaal gesien het, hierdie ou gaan ons verlos. Wat het gebeur? Omgekoop en deel van die gravy trein geword, van die soustrein. So, dis maar een, maar daar was baie, as jylle terugdink die ou manne wat hier sit. So ons het beloof dat ons nie agter iemand anders weer sal aangaan nie. Ons van nou af, volgens u bevel, sal handel met die gruwelike nasies binne ons landsgrense. En dit is wat ons nog altyd doen. Ons het nie begin gewere uithaal en wapens begin by mekaar maak om mense dood te maak nie. Baie van ons boerevolkse mense het presies dit gedoen. Een van die manne wat by was met die oprigting en opstel van die boek van herinnering, was juis in die tronk gewees, as gevolg van dit wat hy probeer doen het. Maar, Vader, sê vir ons, nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. En dis wat ons nou doen en kragtig doen, elke dag wanneer ons na die Gilgal wiel toe stap, en bid en die seën uitspreek. Dit is hoe ons nou handel met hierdie nasies. Ons van nou af, volgens u bevel, sal handel met elke Baalpriester en volksverleier en struikelbolok wat u woord verder versaak. Ek moet erken, in daai tyd toe hierdie boek gelofte opgestel is, het ons werklik gedink ons gaan hulle nog allemaal beet kry en of in die tronk gooi of hulle terechtstel. Vandag weet ek van beter ons, die wraak kom ons nie toe nie. So ons handel met hierdie Baalpriesters en volksverleiers in die waarheid. En ons gelofte by Gilgal Klipwiel is die manier hoe ons met hulle hanteer. Ons bring die waarheid uit, soos die boek van herinnering, en daarna al die Johannes Evangelie geskrifte, al die ander nuwe openbaring boeke. Daar sal 'n tyd kom wat hierdie Baalpriesters en volksverleiers nie meer kan staan teen daai waarheid nie. Dit is hoe ons nou veg, met waarheid in ons hand. Paulus praat ons van die gordel van waarheid, omgord met die waarheid. Ons van nou af hierdie volk van u, in u onvervalste woord sal onderrig. En van wanneer hierdie boodskap gegee is, in 1998 tot vanoggend, het ons nog elke week, elke dag, het ons die woord verkondig. Sondag nie aan die volk nie, Sondag aan die kinders, waar ons het hierdie gelofte nagekom, hier by Dogter van Sion. Ek weet nie of dit op ander plekke elke dag gedoen word nie. Ek is seker, dis nie heeltemal so nie. Mense kom maar by mekaar hoogstens eenmaal of tweemaal 'n week. En ons onderrig die volk in die onvervalste woord. Ons predik nie goed wat buite sy woord is nie. Alhoewel ek vanoggend met 'n geskiedenisles besig is dit juis om jou te versterk wanneer ons aangeval word. En jy kan dan sê, maar hoorie, jy praat nonsens. Hierdie ding kom al vir lang tyd, minstens oor die 20 jaar. En die laaste punt, ons van nou af ons tyd daaraan sal wy, om aan hierdie volk van u 'n skrifwoord te voorsien,
vry van die suurdeeg van Satan. En daardie gelofte word nog steeds nagekom deur my vrou en my een dogter. Elke dag word boeke van herinnering gemaak. Elke week gaan sekerlik dosyne boeke uit. Nog steeds van 19 of van 2001 af. Nog nooit opgehou nie. Daar was aanslae gewees binne in op hierdie plaas. Die drukkery se deur is oopgebreek. Die rekenaars waarop die harde skyf, waarop die boek van herinnering was, is nog voor ons begin druk het, is gesteel. En ons het agterna uitgevind, is gesteel deur mense in ons gemeente, wat self hierdie boek wou versprei, wat nie tevrede was met ons manier nie. En hulle het daai boek gevat en nog verder aan hom gewerk, vir jare en jare en jare, en daar het niks tevoorskyn gekom nie. Dit het absoluut niks gebaar nie, want Vader se seun was hier. Dit is nie ons wat so goed is nie, dit was hy wat gekies het om hier te wees. Wat my baie laat dink aan die verhaal van Noag, dat hy het een ark gebou, en net voor die storm kom sy broer daaraan. Hoekom is ek nie genooi om die ark te gaan nie? Toe sy baie omgekrap. Toe sê hy vir Vader, hy wil sy eie arkie hê, om vir hom 'n ark bou. Noag was selfs bereid om dit vir hom te bou. En dit is hierdie dinge wat ons in die volk kry, dat hulle nie tevrede is met iets wat 'n ander kind van Vader voortbring nie. Alles moet deur hulle self gaan. Vader gebruik ons almal vir verskillende dinge in die koninkryk. Daar's so baie dinge wat ons kan doen. En ons moet nie probeer dink dat alles om ons wentel. Maar hoe dit ook al sy, die boek het toe uitgegaan. Intrede vir die volk vanaf die Laar te Bloedrivier. Die laaste keer waar ons die gelofte sou gedenk op hierdie terrein, naamlik 9 tot 16 Desember 2001, ons het meestal 7 dae na die terrein toe gegaan, was gekenmerk deur groot omstredenheid. Ons het weer eens opdrag gekry om die leuns en bedrog, wat met die 1838 gelofte gepleeg was, te bind in die geestelike sweer. Daai ding wat hulle oorgeskuif het na 'n versoeningsgelofte. Weereens is ons opdrag gegee om die prosedure van Jerigo in Joshua 6 te herhaal. Vir 7 dae het ons elke dag, dou voor dag, rondom die Waalaar gemarcheer, met 7 ramshoringblasers voor, die silwer verbondsark, boek van herinnering, in die middel, en die volk of die gemeente heel agter. Die laaste dag moes ons al 2 uur die oggend begin het, aangesien ons 7 keer om die laar moes loop, op die 7de dag van ons opdrag, om klaar te wees, voordat die Bloedrivier Stichting, dis nou die kerk, hulle gelofte wou hou om 6 uur die oggend op 16 Desember. Vergeet nie, dit is hulle grond. Hulle sê wat hulle wil doen en ons moet maar inval daarmee. En ons het om het geloop. Ek kan nie meer onthou wat die afstand is nie, maar dit is 'n redelike afstand om daai laar. Die manne wat geblaas het bloedblare op hulle lippe gehad van al die blaas daai nag. Maar ons het dit gedoen en ons het so 'n geweldige geestelike volheid in onsself gevoel, dat ons weet dat Vader was by ons. Hierdie hele saak het groot woede en konsternasie veroorsaak by die lede van die Bloedrivier Stichting. Hulle was behoorlik boos. Alles is geprobeer om ons te stuit, maar ons Vader Jahwe was in beheer en daar is deurgedruk tot aan die einde. Daardie 7de dag was toe die oggend van 16 Desember 2001 en ons het reeds vooraf daardie nag 64 vierkleur vlae met die naam Jahwe daarop aan elke waas se kapstok vasgemaak. In die vroeë oggendbriesie het hierdie verering van die Almagtige
'n geweldige indruk op ons gemaak. Dink jou in daai bronslaar met die waans, met hierdie vla wat so wapper. 64. Erna en haar span het dit nog gemaak. Ons was so 5:30 klaar, nou hulle wou 6:00 kom, met ons gelofte aflegging. Nog steeds in die laar, het 'n digte kolom mis aangekom, vanaf die bergkant aan die weste. In stille verwondering het ons onsself in hierdie mis laat opneem. Onthou dat daardie mis in 1838 ook oor die Wa gekom het, en oor die Zulus, dis hoekom hulle nie in die nag kon aanval nie. En nie 'n druppel van daai mis het die kruit van die boere se voorlaaiers geraak nie. Dit is 'n wonderwerk op sigself. En gedagtig aan dit wat so lank gelede met ons voorouers op hierdie einste plek gebeur het, die vrees, die afwagting, die intense nabyheid van ons Vader was emosies wat elkeen beleef het. Onthou die boere wat in daai klein laar gesit het hierdie duisende impies geruik, want hulle ruik, hulle smeer hulle self met allerhande dinge soos vet ensovoorts. En is nie eintlik bekend dat hulle baie was nie. En hulle het hulle gehoor en geruik, maar hulle kon hulle nie sien nie, want die mis was te dig. Jy kan ons nou dink wat 'n emosie dit teweegbring in 'n mens. En net die krag van Vader se nabyheid het gemaak dat hulle nie beswyk van die vrees nie. En die geloof dat hulle gaan oorwin. Skielik verdwyn die mis. Dis nou weer terug in 2001. En uit die mis kom 'n gedreun van talle 4x4 bakkies. Mense wat deel gevorm het van die Bloedrivier Stichting. En die 4x4 klub van Radio Pretoria. Hulle was op pad om hulle gelofte om 6:00 af te lê. Hulle sien die vla wat op die waans wapper en raak ineens vervul met woede. Nie vir die vlag nie, want onthou die 4 kleure is agter op hierdie 4x4 klub se bakkies, maar die naam Jahwe wat op daai vlag aangebring is. Dit vervul hulle met 'n intense woede en haat. Dit was asof 'n besetenheid hulle oorval het, en hulle ruk die vla met geweld af en sleep die vla op 'n hoop net buite die ingang waar die Griekie kanon staan. Die Griekie kanon staan nie binne in die laar nie, hy staan by een ingang en hy wys na buite. Toe die vla op 'n hoop lê, spring sommige in hulle 4x4 voertuie. Nou moet julle weet, dit het hard gereën daai nag en dis rooi moddergrond daai. In hulle 4x4 voertuie en jaag heen en weer oor die vla, en so word die boerevlag met die Allerhoogste se heilige naam deur die volk self in die rooi modder ingetrap. Wat 'n ontsettende vernedering. Sien die embleem van die dogter van Sion hieronder. Hier agter my is die embleem van die dogter van Sion, wat ons ook, nee, ons het hom nog nie daai tyd gehad nie. Maar hierdie daad van vertrapping van die heilige naam het nie plaasgevind deur swartes nie, het nie plaasgevind deur liberales nie, het plaasgevind deur behoudende kerkmense wat in hulle waan dink dat hulle die gelofte nog eer. Terwyl hulle alreeds in 2001 met versoening besig was met die Zulu monumentse mense aan die ander kant. Ek noem dit sommer 'n stroois. Dis niks meer as 'n stroois nie, ons was daar binne met leuns oor die slag van Bloedrivier. Daai ou ding gaan, plat nie 'n Zulu wat hy is, lyk van die kant af soos Julius Caesar met 'n skerp neus en 'n kleed wat afhang. En ons weet, hulle dra hierdie velletjies en moontlik 'n luipervel. En daar is gesê dat net 3 Zulus gesterf het in daai slag. En dit was as gevolg van toe hulle deur die drif gaan, toe het hulle 3 Zulus doodgetrap. Terwyl dit ver van waarheid is. As ek dit nie mis het nie, wat is dit, 6000 wat gedood is.
Maar daar is duisende doodgemaak. Deur gewere en deur Vader se nie inmenging nie, ingryping van Vader. Dit was die ergste slag in die hele geskiedenis van die Zulus. Hulle praat nooit daaroor, maar baie oor Islandwana toe hulle nou die Engelse verslaan het. Wat net weer 'n bewys vir my is, dat die boere het die goddelike beskerming gehad, wat die Engelse imperialiste nie gehad het. So kom ons gaan aan. Hierdeur het gemoedere hoog geloop. Ek moet vir jou sê, julle ken ons boere, ons het 'n kort draad en ons was baie kwaad. En 'n direkte konfrontasie met die stigting se bestuur het gevolg. As ek sê dit direkte konfrontasie, dan sê ek dat die vuiste geklap het. En dit is so wonderlik vir my vanmôre dat ek hierdie lesing bring en my broer Piet van Vuren hier het 'n visioen gehad van oom Piet Rudolf wat hier by ons is vanoggend. En ons sien baie keer van ons voorvaders wat aan die ander kant oorgegaan het dat hulle hier is. En Piet Rudolf, ek staan daar en die ou van die Bloedrivier Stichting storm op my af en hy trek sy vuis terug om my in die gesig te slaan. Ek het nie eens my hande opgetel nie, want ek weet mos wat Vader sê, draai die wang. En van die kant af het Piet hom toe 'n hou gegee, toe lê op die grond. Toe's die gord gaar. Toe's die manne aan mekaar. Wat jammer was, dis seker nie reg nie, maar die warm bloed het gepraat. Hulle wou ons uitsmyt, maar ons het vasgestaan. Meer nog, die dogter van Sion het 'n besluit geneem om vanaf daardie dag op die Bloedrivier terrein te vertoef. Ons gaan nie weer weg daar nie. En te bid en in te tree vir ons boerevolk, wat vasgevang was in die leuns van hulle kerk, politiek en kultuurleiers. So het daartoe 2 weekliks groepe mense afgegaan na die terrein en 2 dienste is elke dag waargeneem. 1 diens voor 7 soggens, voordat toeriste ingekom het, en 1 saans, nadat alle toeriste weg was. Ons het 'n kampplek op terrein gehad, en dit sorgvuldig betaal. Daar was geen moeilikheid nie, geen wette of regulasies is verbreek nie. Wat het ons diens behels? Ons het afgestap na die laar toe, want die kampie is omtrent so 300 meter van die laar af. Met ons embleme, ek dink julle het hierdie embleme al hier buite gesien van Benjamin en van Juda, en ek weet nie wat het ons nog gehad nie. En ons 4 keer 'n kleur vla met Vader Jahwe se naam op, en ramshorings. Dan het ons by die kant van die Bloedrivier laar gaan staan, ons het altyd ons skoene uitgetrek, en ons het kaalvoet beweeg na die senterpunt toe, waar die gelofte op 2 bronsplate lê, ek dink 1 in Hollands en 1 in Afrikaans. En daar het ons dan 'n stuk skrif gelees, en ons het daar gebid, en ons het teruggegaan na ons laar toe. Dis al wat ons gedoen het, nog voor enige toerist daar was. Ek moet vir julle sê, een oggend toe ons daar aankom, toe sien ons, maar hier's 'n bedrywigheid. Dis nou hier 6:00 die oggend, toe hulle die vorige dag 'n skool kinders daar ingelaat trek, met matrasse in die waans. Hulle het toe die ervaring gehad om in die waans te slaap. Maar dit was 'n multiracial groep kinders van hier van die rand af. En ons het daarom ook nou nie gelyk soos ons nou lyk nie. Al die manne het baarde gehad tot hierso en lang hare. Ons het nou regtig soos boere gelyk, ook boeredrag aangehad, hoed, kakie klere. En toe daai kinders ons sien, toe hulle wakker word, hulle hoor die ramshorings, hulle sien ons, toe begin hulle skree. Hulle skreeu tot hulle toe gekalmeer is deur die onderwysers wat ook daar was. Maar dit was elke dag in daai tyd het ons dit gedoen. Want ons wou vir die volk intree. Is nie gedoen vir onsself nie. Ons het geweet wat die waarheid is. Die volk moes bykom. Op 'n mooi oggend in Mei 2002, presies 100 dae nadat ons op die terrein gekamp het,
word ons gekonfronteer deur die plaaslike baljoen met 'n Hooggeregshof bevel om ons se muur sonder verweer van die terrein af te sit. Almal wat die reg ken weet, daar kom 'n hofbevel, dit word op jou beteken, jy kry kans om repliek te lewer en dan kom dit in die hof. Hierdie was nie so nie, hier was reeds 'n hofbevel geteken deur die hoogste gesag Thabo Mbeki van daai tyd. Ons moes af. Die Bloedrivier Stichting het hierdie bevel op 'n bedrieglike wyse bekom deur die Hooggeregshof voor te lieg dat die dogter van Sion in openbare belang en om veiligheidsredes wat in landsbelang was, van die terrein verwyder moes word. Ons het geen kans tot verweer gehad nie en moes noodgedwonge die terrein verlaat. Kan julle die ooreenkoms sien dat ons eie volk se kultuur en geestelike en politieke leiers kan dit nie doen nie. Nou gaan hulle na die owerste van die dag. Wat het die Jode gedoen in die tempel toe hulle Yeshua wou doodmaak? Hulle kon hom nie doodmaak nie, want hulle het nie die reg gehad nie. Die Romeinse owerste Pontius Pilatus het daai reg gehad. En toe is hulle na hom toe. En toe doen hy dit. Selfe ooreenkoms hier, dat die swart president moes toe hierdie ding beteken op ons. Interessant wat ek nie hier uitlig nie, maar wat ek graag wil uitlig, is dat ons 'n paar weke of voor dit het ons in ons harte 'n onrustigheid begin kry. Gaan ons hier bly of moet ons weggaan? En ons vra toe vir Vader presies dit wat Joshua gevra het. Joshua vra, as daar dou op hierdie skaapvelletjie is, dan sal ek dit doen. En die volgende dag as daar nie dou is nie, sal ek dit doen. Ons sê toe vir Vader daar by die laar, ons word deur die Gees gelei. Vader, as hier môre nie dou op hierdie 2 bronsplate is nie, want hulle was elke oggend papnat van die dou. Ons het deur daai dou geloop, kaal voete, was dik, ons ken nie daai dou hier by ons nie. Ons baarde, die dou het so uitgeloop uit die baarde uit. En omdat brons vog aantrek, toe vra ons Vader, as ons moet weggaan hier, wys ons met dou wat nie op hierdie plaat is nie. En die volgende oggend, toe ons instap, en dit dou toe nog steeds. Toe ons daar staan, toe is daai 2 bronsplate so droog soos hierdie vloer. Plus die klippe se bokant. Die gelofte klipstapel, die bokant van die stapel was ook droog. Wat vir ons toe 'n baie negatiewe boodskap was. Ons wou nie daar weggaan. Maar hier sê Vader, julle sal weggaan. Toe het ons nie weggegaan nie, ons het gebly tot 100 dae verby was. En op die presies 100ste dag, toe is ons daar af. Want hulle het 'n beslagleggingsbevel gehad op al ons voertuie. Hierdie blou bus wat hier staan was ook daar. En hulle het ons ook beboet. Ons moes nog R20.000 elkeen betaal het. Wat ons nie gedoen het tot vandag toe nie. Hulle het verder 'n beslagleggingsbevel gehad op roerende eiendom op die terrein, wat ingesluit het verskeie voertuie, karavane en 'n bus. Ook is ek en 2 ander lede lewenslang van die terrein geskort. Dis in die hofbevel. Want hulle kon nie die dogter van Sion organisasie opspoor nie, want daar is nie een. Toe ek die eerste keer die gemeente die dogter van Sion genoem het op instruksie van Vader self, het hy vir my gesê, en ek het hom gevra, moet ek 'n kerk registreer? Sê nee, jy doen dit nie. Dit is nie nodig nie in sy orde nie. 'n Kopie van uittreksels van hierdie bevel is ingesluit in hierdie dokument, nou nie in vandag se lesing nie, ek sal dit in opvolgende lesing sal ek die uittreksels, relevante uittreksels insit. Dit is nie meer as 2 bladsye nie. Die redes in die hofbevel wat uitgestaan het, is die geweldige negativiteit
heens die boek van herinnering, die apartheidsbybel, soos hulle hom genoem het, en ook die Hebreëse naam Jahwe van ons Vader, wat op die 4-kleur vlag aangebring was, wat geweldig aanstoot gegee het. Die besluit deur die Bloedrivier Stichting om ons van die terrein te verwyder, is eenparig geneem. Onthou, hele klomp organisasies, kultuurorganisasies vorm deel van hierdie Bloedrivier Stichting. En onder die voorsitterskap van generaal Gert Opperman en ander prominente Afrikaners, hierdie Gert Opperman is hier by die monument gestasioneer, en hy was 'n vrymesselaar, wel hy seker dit nog as hy nie dood is. En hy was die groot kokkedoor wat hierdie ding aangevoer het, wat ook kon inloop in Thabo Mbeki se kantoor in en uit, was absoluut 'n linkse verraaier wat in ons volk se kultuur geplant is. Daar was nog ander prominente Afrikaners, wat julle nie kan glo nie, waaronder Betsy Verwoerd. Haar handtekening is op daai hofbevel, daai aansoek. Oorlede vrou van die Orania stigter Karel Boshoff. En daar is voortgegaan met die afsetting. Hier moet dit ook genoem word dat daar vele leuns verkondig was gedurende die naloop van hierdie episode, want alles rondom die uitsetting was uitgesaai op nasionale TV. Dit was in alle koerante. Daar is beweer dat ek, namens Dr. van Sion, sou gesê dat indien hulle ons sou afsit, ons die afsetting met geweld sou teestaan, dat ek sou gesê dat die bloed sal loop as ons afgesit sou word. Dit is 'n infame leuen en niemand met gesonde verstand sou ooit so 'n belaglike en uittartende stelling gemaak het nie, want dit sou op selfmoord neergekom het. Wat wel voorheen deur my gesê was, en dit is op rekord, dat by 'n vorige geleentheid, toe berig was dat Steve Hofmeyer en Koos Kombuis, dis nog voor Steve nou soort van 'n Afrikaner geword het, hy was maar nog net, soos al die ander, saam met Koos Kombuis, dit was in die koerante gepubliseer, 'n konsert op die terrein sou aanbied. In die laar sou hulle 'n popkonsert of watse konsert van watse musiek hulle ook al bekend is, sou hulle dit kom hou. Toe sê ek, maar dit is toe later as leuns bewys, dit was nie waar nie, dat ek gesê het, en dit het ek gesê, dat die bloed sal loop as hulle dit sou waag, bedoelende dat die boerevolk soos een man teen so 'n beoogde ontheiliging van hulle terrein sou optree. En dit het ek gesê in die jaar 2001, toe die volk, die behoudende boervolk nog sterk gestaan het vir die gelofte. Ek glo vandag, hulle gaan vir Lady Gaga daar laat optree en die boere gaan niks maak. Want die gelofte beteken vir hulle niks meer nie. Ons het 'n absolute volk van kruipers geword. So daai tyd was die manne kwaai daarteen. Oral het jy in die koerante die repliek gekry en die manne het opgestaan teen hierdie dinge en van die verhoë af het hulle dit verkondig dat hulle nie 'n lied sal sing daar nie, want dit is heilige grond. Nou ja, ons is daar afgegooi, baie finansiële verliese gelei. Van die volk se kant af het ons nie 1 sent ontvang om die hofbevel teen te staan. Niemand het opgestaan en gesê, hoorie, ons organisasie staan op vir julle en kom ons betaal julle boetes of wat ook al. So min was die volk gepla oor ons afsetting en ons 3 se lewenslange verbanning van die terrein. Hoe dit ook al sê, ons is van die Bloedrivier terrein na Pretoria, voorheen genoem Philadelphia, ek weet nie of die jong mense dit weet nie, Pretoria se naam was ongeveer vir 50 jaar Philadelphia. Hy is Philadelphia genoem met die stigting op Kerkplein, deur 'n dominee wat van Potch af 'n opdrag gekry het, dominees Dirk van der Hof, om hier 'n nuwe nedersetting te begin. Dominees Dirk van der Hof was ook die
kunstenaar wat die 4 kleur ontwerp het en daardie Transvaalse embleem van eendrag mag wat daar is. Baie groot godsman. Hy was nog 'n ware leviet in die ware sin van die woord. En dis interessant dat ons eintlik net af van Dirk van der Hof weg ons plekkie is. En ons plekkie ook nou Philadelphia genoem is. Wat ek interessant nie genoem het nie. Ek het nooit hierdie naam Philadelphia benoem nie. Toe ek terugkom van die herberg, was dit so. Die mense wat hier was het dit gedoen. Waar ons onderneem het, nou hier by Philadelphia plaas, om ons biddienste, waar ons intree by die Skepper vir ons volk, elke dag sou voortsit, en daarna is oggenddienste om 6:30 te Kameeldrif 225 gehou. Julle kan gelukkig wees, daai jare het ons vroeg opgestaan. Waar elkeen innig gebid het vir sy volk. Dit is nou meer as 20 jaar later, en waar ons begin het met 'n enkele paar mense, is ons nou so 40 tot 60, wat elke oggend by mekaar kom om te bid vir ons volk. Hierdie dienste is ononderbroke voortgesit van Mei 2002 tot vandag, dus toe ek nou hierdie ding geskryf het, September 2007, en ek kan sê, tot vandag, November 2025, het ons nooit 'n diens gehou, nie 'n diens gehou nie. Toe ons by die herberg was, het die dienste daar voortgegaan. Ek weet nie wat het toe hier gebeur nie, want ek was nie meer betrokken nie. Ek het 'n opdrag gehad om daarna toe te gaan. So, die dogter van Sion was baie nougeset in die uitvoering van die opdragte wat ons gekry het. Julle moet nou ook daarin begrip hê dat ons dommetjies was. Ons het begin met die boek van herinnering. Ons was vas in die Ou Testamentiese wet. Ons het Joshua aanvaar, ons het geweet, hy is die vleesgeworde Elohim Yahweh. Maar ons het geglo, ons moet alles nog volgens die wet doen. Na mate ons gegroei het en die geestelike lering van Joshua begin ontvang het deur die nuwe openbaring, het ons dan nou meer gegroei in die geestelike norme wat hy vir ons daar gestel het. Ons het in 'n geestelike dimensie begin ingroei. En ons het nou gesien dat daar 3 vlakke is. Die natuurlike vlak, natuurlike waarheid, geestelike waarheid en hemelse waarheid. Ons is nou op die punt om te wil oorgaan van geestelike waarheid na hemelse waarheid toe. Dit is die ware oorgang van die Jordaanrivier. So 2 keer het ons nou die Jericho verhaal van 7 keer om die plek te loop, hierom en dan om Bloedrivier, het ons herhaal in die vlees. Maar ons het geweet, ons breek die mure van die kerk af, ons breek die mure wat die gelofte wil afbreek, daai versoeningsmure wat in die kerke nou so sterk begin staan het, en werklik, die versoeningsmure het 'n groot deel van hierdie volk nog nie bereik nie. Daar's 'n groot deel van hierdie volk, en hulle is nog in kerke, en in kultuurorganisasies, wat absoluut die gelofte hou, soos wat hy deur Sarel Silje en Andries Pretorius neergelê was. Ons sien nou die innerlike geestelike van hierdie huis bou, en ons het dit gesien met die bou van die boek van herinnering, met die bou van die nuwe openbaring, en omdat die nuwe Jerusalem 'n gebou van mense is nie van steen en klip nie, is dit noodsaaklik dat hierdie waarheid in die mense hart gebou moet word. En sodra hierdie huisstruktuur van mense die waarheid in hulle het vanuit die liefde, kan hulle dan ook Joshua se werk doen. En kan ons nou in die gees die mure van Jericho afbreek. Ook die dag, amper vergeet ek dit, toe Gilgal gestig is, het ons vir die 3de keer 7 maal om die Gilgal wiel geloop. En ek dink die 7de dag 7 maal. Ons het dit gedoen.
Maar ons het geweet dat wat ons nou doen, is in die gees meer toepaslik as in die vlees. Dat ons nou met hierdie Gilgal wiel vorentoe, elke dag 'n klipsteen van die vals mure van die Babyloniese Jericho sisteem, hierdie hele wêreld kabal, vrymesselaar, Rooms-Katolieke sisteem, klip vir klip sou afbreek, gebed vir gebed, seën vir seën. Dit is die proses waarmee ons nou 8 jaar besig is. So, van die begin af, was ons met Joshua by Gilgal, hier nou aan die einde, is ons nog steeds met Joshua by Gilgal. En dit is die beweeg in die hemelse waarheid in. En dis al hoe ons hierdie goed gaan verslaan. Ek moet julle sê, wat ek deesdae lees, en ek het nie twyfel dat dit waarheid is nie, wat Satan mee besig is iets wat die gewone mense verstand nie kan begryp nie. Die vereniging tussen menslike liggaam met slangsaad wesens en die vul van demoniese geeste. Daar loop mense op aarde rond wat nie meer mens is nie. It's not human. Hulle is nie Adam nie. En hulle is gevul met 'n demoniese gees. Sy eie siel funksioneer nie meer nie. Hulle is wandelende houers vir Satan self. En as jy hom so kyk, hy's 'n mens, hy's blank. Hulle is gewoonlik in hoë posisies in die geestelike, finansiële en politieke realm. Ek noem altyd daai 3 pilare is waarop Babylon gebou is. En ons is geroep om daai pilare te staan, om dit te vernietig, soos 'n Dawid van ouds met 'n slingervelletjie die groot magtige Goliat teen die grond gegooi het. En die klip is die klip van waarheid. Want die waarheid is 'n rots. 1 Petrus 2. Ja, 1 Petrus 2 praat daarvan. En wanneer ons hierdie rots uitspreek en doen, die waarheid, is ons dan besig met die gelofte vervulling van ons eerste gelofte by Bloedrivier om die boek vir die volk te gee en die volk in waarheid op te lei en die vyande in waarheid te verslaan. Ons gaan dan maandag verder nog 'n lesing oor dieselfde, oor die dogter van Sion. Hierdie is nou die fase van die boek van herinnering. Baie dankie.